welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons het op sosiale media vandag vir jou gevra, as jy enige sport kan doen, professioneel, wat sou dit wees? Nou die rede agter daai vraag was geïnspireer deur Aje Pienaar. Nou hy's 'n 15-jarige rolstoeltennisspeler en ek wil vir jou sê in die top 20 onder 18 in die wêreld. So sommer nie net enige tennisspeler nie, hy weet hoe om tennis te speel. Goeiemôre Aje. Goeiemôre Tannie. Hoe gaan dit met Tannie? Gaan baie goed met jou. Tannie, ek is so bly jy noem haar Tannie. Dankie Aje. Ja, groot plesier oom. Jy mag goed gewaardeerd hierso. Aje, jy sien skool vandag nie? Nee Tannie. Is jy bly jy mis 'n bietjie skool? Jy mag nou maar eerlik wees. Nee, ek is. Yes. Ja Tannie. Wat is jou gunsteling vak? My gunsteling vak op die stadium sal ek sê is wiskunde en IGO. Sjoe, Ja, is 'n ou met 'n blink toekoms voor hom. Kyk, hy weet toe, hoorie. Nou behalwe vir die skool en die wiskunde, jy hou van boer, jy het self nou al klaar 'n paar bokke. Vertel gou vir ons daaroor, waar kom hierdie liefde van boer vandaan? So Tannie, ons bly op 'n plaas, maar 'n klein plaasie al verlang en al die jare het ons gaan jag. Ek dink ek het my eerste bok op 6 jaar uitgeskiet en ek lief net die natuur, soos om die bokke te sien en alles. Dis net vir my so wonderlik. En ek het op hierdie oomblik nou 11 springbokke en ek wil dit graag nog vermeerder en nog baie meer. 'n Springbok boer Ja, en 'n springbok. Ek sien weet, dit nee. kom, ek sien dit kom. Hoor hierso Aje, ons moet gesels oor die feit dat jy rolstoeltennis speel. nee, ek stem saam. Waar het jou liefde vir tennis begin? Was jou sport eers tennis? Was dit iets anders? Hoe het dit gewerk? So, ek sal sê my liefde vir tennis het gekom vanaf my sussie, want sy speel muurbal en ek was nogals baie jaloers want ek wil ook 'n sport doen en goed daarin wees. Maar ek het al die sporte probeer. Ek het atletiek probeer nog ek kleiner was, nie goed uitgedraai nie. Ek het golf probeer, ek het geroei. Dink wat het ek nog gedoen? Jo. Nee, ek dink dis waar ek die lyn getrek het, maar toe besluit ek nee, ek wil 'n bietjie tennis speel. En dit was graad 7 en toe het alles nou gekom waar ek nou is. Nou speel ek maar lekker tennis. Hoe hard oefen jy en hoe gereeld moet jy oefen? So ek oefen 3 keer 'n week tennis by my private coach en dan op Saterdag speel ek hierso in Johannesburg saam met my ander rolstoelvriende speel ek nou teen hulle tennis en dan oefen ons bietjie saam en alles. Nou maar Jennifer het nou net iets gesê van top 20. Waar staan jy nou in Suid-Afrika as dit kom met die rankings en internasionaal? So Suid-Afrika ofwel Afrika is ek nou nommer 1 en ja, ek's nommer 1 in Afrika. Wel so ek's nommer 1 in Afrika, dan nommer 20 in die wêreld. So maar ek wil nog graag my nommer 20 in die wêreld maar net verbeter. Tot waar? Wat is jou goal? Wil jy so professioneel wees as jy nommer 1 is in die wêreld? Ag Tannie, ek sal nou nie dit sê nie, maar nommer 1 in my junior jare wil ek graag kan bereik. Okay. Maar ek wil so tot en met 30 wil ek professionele tennis speel. Oh. Want ek wil genoeg geld kry om 'n jagplaas te kan bekostig. Dis maar my droom om soos ek wil ten minste in die top 3 in die wêreld wees in my 30s of soos in my 20s vir rolstoeltennis nou. Nou Aje, jy was verlede jaar ook in Japan gewees waar jy Suid-Afrika verteenwoordig het. Hoe was dit gewees? Dit was so wonderlik, dan nie verstaan nie. Die land is soveel meer gevorder as Suid-Afrika en hulle bied soveel meer goed aan vir mense in rolstoele. Dit voel asof jy gebore is in royalty, nou nie in 'n disability nie. Maar dis so mooi daarso, die tennisbane, dis net 'n sulke anderste natuur om in te wees en alles. So jy speel op die stadium in onder 18 of onder hoeveel? Onder 18, ja. Onder 18 raad. Die volgende stappie is waarheen? Wat gaan die volgende trap wees? Ek sien nie heeltemal by nie oom. Wel, as jy klaar onder 18 gespeel het, waarheen gaan jy dan? Is dit dan 'n onder 19 universiteitsliga of hoe werk dit? Privaat liga? Nee, so hoe dit werk is, hier's te min mense vir soos dat is nou onder 15, onder 16, onder 17. Ja. So dis nou al die juniors is nou onder 18. Dan as jy bo 18 is, dan sit alle ouderdomme tot en met soos 80 jaar oud. Okay. Sure. Ja. Nou Aje, mense weet dalk nie almal jou storie nie, maar jy het jou eerste operasies gehad toe jy soos 3 jaar oud was, 2 jaar terug nog steeds operasies ondergaan. Hoe bly mens positief? Hoe bly jy jou positiewe uitkyk op die lewe wat jy net gaan, hier sit, gooi die lewe, ek kan hierdie ding doen? Stannie, dis soos baie mense dink
jy moet nou hartseer wees, jy's in 'n rolstoel, jy kan niks doen nie, maar Ja. jy moet net gelukkig wees. Ek sal sê goeie vriende help my baie daarmee, goeie ouers, goeie familie, maar jouself is ook eintlik baie belangrik. Soos ek worry nie eintlik dat ek in 'n rolstoel is nie. Ja. Ek vat dit maar net soos hoe dit kom. Ek soos geniet maar net my lewe. Want dis eintlik 'n voorreg wat God vir jou gegee het. Dis nie jy moet nie hartseer wees oor dit nie. Jy moet maar gelukkig wees want sonder dit sou ek nou nie hierso gewees het vandag nie. Ek sou nie eers in Afrika gewees het nie. Dis net vir my eintlik 'n sulke bevoorreg dat ek eintlik dit kom beleef. Ek moet vir jou sê jou uitkyk op die lewe is absoluut fantasties hoe jy dit sien want so baie mense gaan deur aansienlik minder as wat jy doen en word al vasgevang en val so al vas in hulle omstandighede en hier gaan jy en te sê weet jy dis wie ek is en dis 'n voorreg en dit maak soveel deure vir my oop. Dis absoluut wonderlik. Jy's so groot inspirasie vir mense wat vir jou kyk en gaan jessie. Ons almal kan bietjie leer en die lewe aanpak soos wat jy doen. Jy is Sissie, is julle close? Ag ja Tannie, nee ons is baie close. Ons is stout saam en alles en nee ons is close. Ons geniet mekaar se company en alles. Speel sy baie keer teen jou tennis? Sy doen maar nee ek wen hom maar Wen jy? Ja. Kyk want as jy teen iemand speel wat nie rolstoel het nie, mag die bal 2 keer op aan jou kant, né? Ja. Nee my bal mag 2 keer op maar hulle sin mag net 1 keer. Jy sien, dis hoofstuk. En jou ouers speel hulle tennis? Nie eintlik nie, my pa's glad nie goed in dit nie. Kyk. My ma speel maar soms speel sy saam met my maar dis bietjie moeilik. Sy slaan die bal net of sy slaan hom uit of in die net vas, maar sy Jou ma speel soos ek tennis. uit dan. Nee, maar ons probeer maar saam oefen en alles, maar ons speel se nou en dan. Volgende nou, is daar 'n toernooi wat voorlê? Is daar 'n challenge of 'n ding? Is daar 'n game waarvoor jy voorberei? So op hierdie oomblik is daar geen toernooie in Suid-Afrika wat ons gaan speel nie. Maar ons kyk dalk gaan ek volgende maand in België gaan tennis speel. Ja. Maar dis nog nie 100% nie. Dis nog net 'n dalk want dis maar hier oor see te gaan en alles. Ja. Maar ja. As daar nou iemand is wat sit en kyk en dink, ek weet nie, jy weet hierdie hou my terug of dit hou my terug. Wat sal jou raad vanoggend aan jong mense wees of ander tieners wees wat voel iets in die lewe hou hulle terug om hulle drome na te jaag? Om net soos moed op te gee en net aanhou te probeer en dis is ek sê hierdie altyd, soos ek het dit op Kwela gesê, moenie sê jy kan nie, sê dat jy gaan probeer. Want dis wat my gehelp het deur alles, deur my operasies, deur die tennistoernooie. Daai sê dan het my net geïnspireer. Sê net jy gaan probeer. Dit was so groot voorreg om volgende met jou te gesels. Dankie vir jou pragtige storie en hoe jy mense inspireer. Maak nie saak waar jy gaan nie. Ons hou jou dop. Ons hoop daai nommer 20 word nommer 1 uiteindelik en dat jy genoeg geld maak om jou wildsplaas te koop daarna. Sterkte vir alles wat voor lê by die skool ook, want jy's 'n man met soveel meer talent as net 'n tennistalent. En sê gou vir my, watse vakke mis jy nou vanmôre omdat jy hier is? Al my vakke, ek mis al wat ek nie mis nie is LO. Wat skool is jy? Ek's in Parys Hoërskool. Parys Hoërskool. Ons vra om verskoning, maar dankie dat ons vir AJ kon inleen vanoggend. AJ, baie dankie vir die saamkuier vanoggend. Baie dankie dat hulle my hier kon gehad het. Ek waardeer dit vreeslik baie. Groot plesier. Dit is dan AJ Pinaar. Hou hom dop, jy gaan verseker nog baie van hom hoor en bly geskakel net in ons tyd vir jou nuus.